Die beloning van gebed. Goeiemôre, liewe medegelowige. Vandag is die laaste dag van ons 21 dae van vas en gebed. En ek wil eerstens begin deur vir jou baie dankie te sê. Dankie dat jy saam met ons vir hierdie afgelope 21 dae op reis was en ek vertrou dat deur vas en gebed dat jy op hierdie 21ste dag op 'n plek in jou geestelike lewe is verder as wat jy was toe jy begin het met hierdie reis. En dis ook die gebed van my hart dat jy nie nou hier sal stop nie, maar dat jy die beginsels van vas en gebed wat jy geleer het sal toepas en gebruik om die grond van jou eie hart gesond te hou, omgeploeg, voorberei, sodat daar altyd vrugbare grond sal wees waarin die Here sy saad kan deponeer. En uiteindelik is die doel van hierdie tyd natuurlik gewees om ons harte voor te berei met die oog op dit wat die Here in elkeen van ons se lewens in hierdie nuwe jaar wil doen. En mag jou lewe hierdie jaar vrugbaarder wees as 2024 en mag God in en deur alles vereer en verheerlik word. Nou, ek wil hierdie 21 dae afsluit met 'n gedagte rondom die beloning van gebed. Nou natuurlik is beloning 'n wesenlike deel van gebed. Jy weet, as ons Hebreërs 11 vers 6 byvoorbeeld lees, dan hoor ons dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Het jy mooi gehoor wat hierdie skrifgedeelte sê? God staan gereed om diegene te beloon wat na hom soek deur gebed. Jy het reg gehoor, daar is beloning in gebed. Jy weet, wanneer ons bid, word ons eerstens beloon met 'n bewustheid van die teenwoordigheid van die Here. Daar is geen groter seën as om met 'n konstante bewustheid van die teenwoordigheid van God te leef nie. Gebed is 'n gewisse manier waardeur die Heilige Gees God se teenwoordigheid in ons lewens fasiliteer en dit is in hierdie bewustheid wat daar telkens wonderlike dinge gebeur. Weet, wanneer ons dink aan die verskillende vorme van gebed en jy sal nou 'n bietjie kan terugdink oor die afgelope 21 dae en dan sal jy onthou hoe ons geleer het hoe dit daar by elke visuele rusplek daar iets spesifieks is wat die Here in ons lewens wil deponeer en wil aanspreek. Wanneer ons 'n gebed deur die tabernakel beweeg, ontdek ons by elke stasie dat daar eintlik 'n unieke en 'n spesiale beloning is om te beleef. Ja, wanneer ons deur die poort ingaan met dank, aktiveer gebed by hierdie stasie ons gees en die onstuimigheid in ons siel begin te bedaar. En wanneer ons God met dankseggingsbede begin vereer, wanneer ons God dank vir wie hy is en alles wat hy vir ons gedoen het en ook in sy woord beloof om vir ons in die toekoms te doen, breek die oorweldigende besef van die grootheid van God deur in ons lewens. Ja, danksegging aktiveer as ware ons geloof en stel ons in staat om met 'n groter vrymoedigheid na die voorhoewe van lof te beweeg. Ja, in die voorhoewe van lof word ons bevry van die gees van swaarmoedigheid en die gewaad van lof oorwin 'n verslae gees. In Psalm 22 vers 4 hoor ons die psalmdigter sê: "Die Heilige van Israel, hy woon onder die lofsange van sy volk." Ja, by die brandofferaltaar word die vrede van God opnuut ons deel. Wanneer ons sondes en ons oortredinge bely en ons opnuut herinner word aan die volbragte werk van God se seun. By die koperwaskom ervaar ons die vernuwende en die wassende effek van die woord terwyl ons die beloftes van die woord bid en daaroor mediteer. By die tafel van die toonbrode word ons beloon met die geruststellende wete dat God elke behoefte wat ons het sal vervul en dat hy altyd vir ons sal sorg. By die reukofferaltaar styg ons bede vir ander op in sy troon en in hierdie liefdeswerk word ons medewerkers om herstel te bring aan die gebreekte mure van die sondige wêreld waar ons woon. By die goue kandelaar tree ons vir die gemeenteleiers, die gemeente en ook die werksaamhede van die breër koninkryk van God in. Dis by die stasie wat ons werklik die empatieke hartklop van Jesus vir sy kerk optel en word ons koninkryksvisie en sielelas en gebed verinnig en vergroot en dan uiteindelik in die allerheiligdom kan ons deur sy bloed met vrymoedigheid staan voor sy genade troon. En dis veral hier waar die Gees ons swakhede te hulp kom en ons hom nie net alleen kan aanbid nie, maar ook sy stem kan hoor. Daar is ongetwyfeld beloning in gebed. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte en mag ons agslaan op die woorde van Jeremia 29 vers 12 tot 13. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart.
Shalom.